In die nuus vanaand, 'n legende in teaterkringe groet op 92-jarige ouderdom. Die minister van Gesondheid eis streng optrede nadat 'n psigiatriese pasiënt 'n ander wreed in 'n hospitaal vermoor. En die naasbestaandes van 'n vermoorde Johannesburgse metropolisiebeampte soek geregtigheid. Huldeblyke stroom in na die dood van die legendariese skrywer, dramaturg, regisseur en akteur Athol Fugard. Die 92-jarige Fugard is gisteraand in sy huis op Stellenbosch oorlede. Die veelbekroonde Fugard se dramas is wêreldwyd opgevoer en het onder meer skerp uitsprake gelewer teen apartheid en maatskaplike onregte. Hy het meer as 30 toneelstukke geskryf en is in 1989 deur die tydskrif Time as die grootste lewende dramaturg in die Engelssprekende wêreld beskryf. Onder sy bekendste toneelstukke is Master Harold and the Boys, Bushman en Lena, The Road to Mecca en Sizwe Banzi is Dead. Fugard is in 2011 met 'n Tony vir sy lewenswerk vereer en het in 2005 die orde van Ikhamanga ontvang. Die rolprent Tsotsi, deur die filmmaker Gavin Hood, wat in 2005 'n Oscar gewen het, was op 'n roman van Fugard gegrond. Sy lewenslange vriend John Carney, wat in verskeie van sy toneelstukke gespeel het in 'n boodskap op sosiale media gesê hy is platgeslaan deur Fugard se dood. Fugard word oorleef deur sy vrou, die dramaturg Paula Fourie, 2 jong kinders uit die huwelik en 'n dogter uit 'n vorige huwelik. Die veelsidige teaterskepper Janice Honeyman sê Fugard se dood is 'n groot verlies. I believe that Athol's most important contribution is that he was a human and deeply understanding human being and put all of that into his work. His knowledge of human nature and his deep understanding of the psychological makeup of human beings made his work political in a very personal way. That made it much more deeply. It wasn't tub-thumping. It wasn't actually protest in that broad term. It was human theatre. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, het optrede geëis teen 'n sekuriteitsmaatskappy by 'n hospitaal waar 'n pasiënt met dwelmverwante psigose na bewering 'n medepasiënt aangeval en wreed vermoor het. Die voorval het by die Philadelphia Hospitaal in Dennilton in Limpopo gebeur. Volgens Motsoaledi was die verdagte saam met 3 ander pasiënte in die saal ten tye van die voorval. Die adjunkminister van polisie, Polly Botrello, sê hulle ondersoek die voorval. Ons wys kykers daarop dat die inhoud van die volgende berig ontstellend kan wees. Motsoaledi het sy skok uitgespreek na die griefmoord op 'n geestesversteurde pasiënt by die Philadelphia Hospitaal. Die 45-jarige verdagte het blykbaar 'n psigotiese episode gehad nadat hy metamfetamien, beter bekend as tik, gebruik het. Hy het na bewering 3 pasiënte in die saal aangeval, maar 2 daarin geslaag om te ontsnap. Die derde pasiënt, 'n 33-jarige man, is glo gebyt en doodgeslaan. Motsoaledi sê die sekuriteitswagte kon nie die man in bedwang bring nie. Hulle het hom saam met die oorledene agter 'n veiligheidsdeur toegesluit en die verdagte met rubberkoels geskiet terwyl hy voortgegaan het om die oorledene aan te val. The most bizarre part is the behavior of the security officers who were called here, because there are security officers in this hospital. They came in, but I understand they actually ran out of the ward. They are armed. This man was not armed. He was just hitting the disease with everything at his disposal. Motsoaledi het gelas dat die sekuriteitsmaatskappy onmiddellik geskort word. Die minister sê alle private veiligheidsmaatskappye by gesondheidsinstellings in Limpopo moet ondersoek word. You remember, very recently, there's a nurse, 2 nurses who have been raped with security companies there, and it's not very clear what was the role of security. So we can't keep on allowing this to happen. But the most recent one is very bizarre, to say the least. Boshelo, wat saam met Motsoaledi die hospitaal besoek het, sê die verdagte is in aanhouding op 'n aanklag van moord en 2 van poging tot moord. Eskom sê hy handhaaf sy standpunt dat beurtkrag hoofsaaklik iets van die verlede is, vanweë gestruktureerde verbetering in die opwekkingsvloot.
Die kragvoorsiener het beerkrag om 10 uur vanoggend opgeskort nadat 3000 megawatt van sy opwekkingskapasiteit herwin is en noodreserwes in die afgelope 44 uur voldoende aangevul is. Eskom sê steenkoolbedrywighede by die Kusile kragstasie in Mpumalanga is op optimale vlakke met alle eenhede wat sedert Vrydag af was weer aanlyn. Eskom sê daar is ook goeie vordering gemaak met die herstel van eenheid 2 by Kuiberg. Die kragvoorsiener sê beplande instandhoudingsonderbrekings wat daarop gemik is om vir die winter voor te berei, duur voort. Eskom beplan om teen môre 'n bykomende 4091 megawatt elektrisiteit op te wek. Die familie en vriende van 'n Johannesburgse metropolisiebeampte soek geregtigheid na haar dood. Judith Makwela is eergister talle kere buite haar huis in River Park in Johannesburg geskiet en het op pad na die hospitaal aan haar wonde beswyk. Haar seun, wat ook geskiet is steeds in die hospitaal. Makwela se dogter het vertel hoe haar ma en broer buite hulle huis geskiet is. When my mom was down, that's when I went out, I found her down, the culprits were just running there down. 'n Familielid wat vir sy veiligheid anoniem wil bly, sê die oorledene het heeltyd in vrees geleef. She reported about maybe 2 to 3 cases, attempted murder and intimidation, because she did so some of the people trying to come to get inside her house. The motive obviously was to kill her. Die gemeenskap van River Park verwerk nog die skielike skietvoorval. We are devastated because the person we are talking about was a peace-loving person, contributing towards community wellness, in community issues and stuff like that, making sure that the community around the area is safe. Die polisie het 'n ondersoek geloods, maar niemand is tot dusver in hegtenis geneem nie. En net voor ons groet vanaand 'n busongeluk op die N2 naby Mandeni in KwaZulu-Natal het die lewens van minstens 6 mense geëis. Die bus kan 82 passasiers vervoer. Meer oor hierdie ontvouende nuus in môre aand se bulletin. Hoop jy kan by ons aansluit. Totsiens.